Die lig oor Sandton was donker toe Thabo Molefe se luukse Aston Martin deur die hekke van sy landgoed inbeweeg het. Die imposante huis, met sy moderne argitektuur en panoramiese uitsigte oor Johannesburg se skeiline, was verlig deur strategiese buiteligte wat die weelde van die eiendom beklemtoon het. Thabo was moeg. Die afgelope week was 'n maalval van vergaderings, internasionale oproepe en onderhandelinge vir 'n nuwe visie wat sy maatskappy, Molefe Thatcher Solutions, na die volgende vlak sou neem. As een van Suid-Afrika se mees suksesvolle entrepreneurs in die tegnologiebedryf, was sy skedule altyd vol, sy gedagtes altyd elders. Die huishulp, Nomsa, wat al 15 jaar lank vir hom werk, het die voordeur oopgemaak met 'n bekommerde uitdrukking op haar gesig. Thabo het dit skaars opgelet terwyl hy sy aktetas en baadjie oorhandig het. "Goeie aand, meneer Molefe," het sy gesê, haar stem sagter as gewoonlik. "Aand, Nomsa? Is alles reg? Waar is Ayanda en Naledi?" Thabo het gevra terwyl hy na sy kantoor gestap het, vermoede reeds dat sy vrou waarskynlik uit was by een van haar eindelose sosiale funksies en sy dogter in die bed. "Ayanda is uit vir 'n fondsinsamelingsgala, meneer. Sy het gesê sy sal laat terugkom." Thabo het net geknip. Dit was die 3de keer hierdie week wat sy vrou uit was vir een of ander geleentheid, wat hom alleen gelaat het met sy 7-jarige dogter, Naledi. Nie dat hy regtig tyd gehad het om met haar deur te bring nie, aangesien hy selde voor haar slaaptyd tuis was. "En Naledi?" Nomsa het gehuiwer voordat sy geantwoord het. Sy is in haar kamer, meneer." Daar was iets in Nomsa se toon wat Thabo laat stop het. Hy het omgedraai en haar aandag gekry. "Is sy oukei? Is sy siek?" "Nee, meneer, nie siek nie, maar..." Nomsa het na die trap gekyk. "Miskien moet jy self gaan kyk, meneer." Thabo het 'n sug geslaak, maar besluit om na sy dogter se kamer te gaan voordat hy homself in sy kantoor toesluit met 'n glas whisky en meer werk. Terwyl hy die trap opgeloop het, het hy agtergekom hoe stil die huis was. Geen geluide, geen kinderlagge, niks wat aangedui het dat 'n kind hier woon nie. Hy het by Naledi se deur gekom en saggies geklop. Geen antwoord nie. Hy het versigtig die deur oopgemaak, maar die kamer was leeg. Die bed was netjies opgemaak, soos dit waarskynlik sedert die oggend was, en daar was geen teken van sy dogter nie. 'n Vlaag van paniek het deur hom gegaan. "Naledi," het hy uitgeroep, sy stem harder as wat hy bedoel het. Nomsa het agter hom verskyn. "Ek het haar 'n rukkie gelede in die kombuis gesien, meneer." Thabo het afgestap na die kombuis, sy tred vinniger as gewoonlik. Die hoë end kombuis met sy marmer oppervlakke en indrukwekkende toestelle was ook leeg. Maar hy het 'n geluid gehoor wat van die agterdeur afkom. Hy het die deur oopgestoot en in die groot agterplaas gestap wat na die Felisaria gelei het. Wat hy daar gesien het, het hom in sy spore laat vries. Naledi, sy pragtige dogtertjie met haar ma se oë en sy wangkuiltjies, was besig om deur die vulle sakke te grawe. Haar dun armpies het in die sakke gedelf, en toe sy haar hand uittrek, het sy 'n stuk oud brood vasgehou, asof dit 'n skat was. In die lig van die sekuriteitlampe kon Thabo sien hoe dun sy geword het, hoe haar een stralende oë nou diep in haar gesig geset was. "Naledi," het hy gefluister, skok en ongeloof in sy stem. Sy dogter het opgekyk, haar oë wyd van skrik. Sy het die stuk brood teen haar bors gedruk en het teruggekruip, asof sy bang was dat hy dit van haar sou wegneem. "Papa," het sy sag gesê, haar stem bewerig. "Moenie vir mamma Ayanda sê nie, asseblief." Sy het gesê ek mag nie eet nie. Die woorde het Thabo getref soos 'n fisiese hou. "Wat bedoel jy, my skat? Wat bedoel jy mag nie eet nie?" Naledi het haar oë afgewend, skaam en bang terselfdertyd. "Mamma Ayanda het gesê stoute kinders verdien nie groot mense se kos nie. Ek het nie aandete gekry nie, omdat ek nie my kamer netjies genoeg opgepas het nie." Trane het in Thabo se oë opgewel terwyl die waarheid stadig tot hom deurgedring het. Sy dogter was letterlik deur vulle sakke aan die soek vir kos, omdat sy stiefma haar verhoed het om te eet. Hy het na die grond gesak, sy bene skielik te swak om hom te dra. "Naledi, my skattebol," het hy gefluister, sy arms na haar uitgestrek. "Kom hier, asseblief." Die huiwering waarmee sy na hom toe gekom het sy hart verder gebreek. Toe sy in sy arms was, kon hy voel hoe maar sy geword het, haar ribbes duidelik voelbaar deur haar nagklere. "Wanneer laas het jy behoorlik geëet, skattebol?" het hy gevra, haar weg van die vulle sakke lei, terug na die huis toe. "Gister by skool," het sy sag geantwoord.
Maar net 'n halwe toebroodjie omdat mamma Ayanda gesê het ek word te vet. Thabo het sy oë toegemaak, woede en skuld wat deur hom vloei. Hoe kon hy so blind gewees het? Hoe kon hy nie agtergekom het wat in sy eie huis aangaan nie? In die kombuis het hy Naledi op 'n stoel laat sit en begin om kos vir haar voor te berei. Nomsa het in stilte gehelp, maar hy kon die verligting in haar oë sien dat die waarheid uiteindelik uitgekom het. "Hoekom het jy my nie vertel nie, Nomsa?" het hy gevra terwyl Naledi gulsig die toebroodjie geëet het wat hy vir haar gemaak het. "Ek het probeer, meneer," het sy sag geantwoord. 3 maande gelede. Ayanda het gedreig om my te ontslaan. En dan sou daar niemand wees om na klein Naledi te kyk nie. Terwyl Thabo na sy dogter gekyk het, wat nou besig was om 'n glas melk te drink asof sy nog nooit tevore iets so lekker geproe het nie, het 'n koue besef oor hom gekom. Hierdie was nie 'n eenmalige insident nie. Hierdie was sistematiese mishandeling, reg onder sy neus, terwyl hy besig was om imperium te bou en geld te maak. "Naledi, my skattebol," het hy gesê, langs haar kniel. "Ek beloof jou, van vandag af sal dinge anders wees. Niemand sal jou ooit weer seermaak of honger laat gaan nie." Maar terwyl hy die woorde gesê het, het hy gewonder hoeveel skade reeds gedoen is. Hoeveel het hy gemis terwyl hy agter sukses aangejaag het? En wat anders het Ayanda aan sy dogter gedoen in die 3 jaar sedert hulle getrou het? Die voordeur het oopgegaan, gevolg deur die klank van hoë hakskoene op die marmervloer. Ayanda was tuis. Thabo het opgestaan, sy oë op die kombuisdeur gerig, 'n storm van emosies wat in hom broei. "Ek moet met Ayanda praat," het hy vir Nomsa gesê. "Kry vir Naledi skoon klere, laat haar bad, en maak seker sy kry soveel kos as wat sy wil hê." Terwyl hy na die voorportaal gestap het om sy vrou te konfronteer, het Thabo geweet dat sy lewe op die punt was om dramaties te verander. Die geld, die sukses, die maatskappy, niks daarvan het meer belangrik gevoel nie. Al wat saak gemaak het, was die klein dogtertjie in sy kombuis, wat stilletjies deur vulle sakke moes grawe om aan die lewe te bly terwyl hy besig was om miljoene te maak. Die woede wat in hom opgebou het, was anders as enige iets wat hy tevore ervaar het. Ayanda Molefe het die woonkamer binne gestap, stralend in haar ontwerpersrok en met juwele wat meer as die gemiddelde Suid-Afrikaner in 'n jaar sou verdien. Haar skoonheid was onmiskenbaar, lang bene, 'n gesig wat op tydskrifvoorblaaie kon pryk, en 'n houding wat beide elegansie en gesag uitstraal. Hierdie was die vrou wat Thabo 3 jaar gelede ontmoet het by 'n liefdadigheidsgala in Kaapstad, die vrou wat hom weer laat glimlag het na die pyn van sy eerste vrou, Zandile, se verlies. Maar vanaand het Thabo haar met ander oë gesien. Dis laat, het Ayanda opgemerk, haar handtas op die designerbank neersit. "Die gala het langer aangehou as wat ek verwag het. Het jy al geëet?" Thabo het haar aangestaar, sy gesig 'n masker van beheerde woede. "Nee, ek het nie geëet nie." En blykbaar het Naledi ook nie. Ayanda se gesig het vir 'n sekonde verstaar voordat sy haar beheersing teruggekry het. "O, daardie kind. Het sy weer by jou gekla?" "Sy was vandag verskriklik stout, Thabo. Ek het haar na haar kamer gestuur sonder aandete as straf." "Straf?" Thabo se stem was laag en gevaarlik kalm. "Ek het haar sopas gevind waar sy deur ons vulle sakke grawe vir 'n stuk ou brood." Vir 'n oomblik het Ayanda se elegante masker geskeur en iets koud en berekenings het in haar oë verskyn. Maar dit was so vinnig weg dat Thabo amper gedink het hy het dit verbeel. "Dis belaglik," het sy gelag, besig om haar oorbille af te haal. "Sy's altyd so dramaties." "Natuurlik het ek haar nie laat honger ly nie, Thabo. Sy probeer net aandag trek. Jy weet hoe kinders is." "Nee," het Thabo gesê, sy stem steeds gevaarlik kalm. "Ek weet hoe my dogter is. Sy lieg nie." En Nomsa het alles bevestig. By die noem van die huishulp se naam het Ayanda se oë vernou. "Daardie vrou. Sy het nog altyd 'n probleem met my gehad. Sy is jaloers op ons verhouding, Thabo. Ek het jou al vroeër gesê ons moet haar vervang." Thabo het nader gestap, sy gesig nou sentimeters van Ayanda se. "Waarom is Naledi so maar, Ayanda? Waarom het ek nog nooit opgemerk hoe maar sy geword het nie? Waarom het sy amper weggehardloop toe ek haar in die tuin gevind het? Waarom het sy gesmeek dat ek jou nie moet vertel dat sy kos gesoek het nie?" Ayanda se gesig het verhard. "As jy meer tyd by die huis spandeer het en minder by jou kosbare maatskappy, sou jy dalk agtergekom het dat jou dogter 'n probleemkind is. Sy weier om te eet wat ek vir haar voorberei.
Sy gooi tantrums. Sy probeer ons uitmekaar dryf, Tabo. Dit was nog altyd haar plan. Sy is 7 jaar oud, het Tabo uitgeroep, sy stemtoon nou verhoog. En jy beskuldig haar van manipulasie. Wat het jy nog aan haar gedoen, Ayanda? Niks. Ayanda se stem was nou ook hard. Ek het daardie kind soos my eie groot gemaak, terwyl jy besig was om jou imperium te bou. Jy is skaars hier, Tabo. Jy weet niks van wat in hierdie huis aangaan nie. Dis waar, het hy toegegee, sy oë nooit hare verlaat nie. En dit is my grootste fout. Maar dit eindig nou. Tabo het na die sitkamerkas geloop en 'n tablet uitgehaal. Met 'n paar tikke het hy die sekuriteitstelsel van die huis oopgemaak, kameras in elke kamer, behalwe die badkamers, wat alles opneem en stoor. Dit was 'n stelsel wat hy geïnstalleer het na 'n inbraak 2 jaar gelede, maar wat hy selde gebruik het. Wat doen jy, het Ayanda gevra, haar stem nou versigtig. Ek wil sien wat in my huis gebeur het terwyl ek weg was, het hy geantwoord, besig om die argief van videobeelde te deursoek. Ayanda het skielik vorentoe beweeg, haar hand uitgestrek na die tablet. Dis belaglik, Tabo. Kom ons gaan slaap. Jy is moeg. Ons kan môre hieroor praat. Maar Tabo het die tablet buite haar bereik gehou, sy oë nou vernou met agterdog. Hoekom was sy skielik so gretig om hom te stop? Gaan na ons slaapkamer, Ayanda, het hy gesê, sy stem wat geen teenstand duld nie. Ek sal met jou praat nadat ek 'n paar dinge nagegaan het. Vir 'n lang oomblik het hulle mekaar aangestaar, 'n stilswynde magstryd wat die lug laat vibreer het. Uiteindelik het Ayanda haar skouers reguit getrek. Goed, het sy gesê, haar stem yskoud. Maar moenie dink jy kan my behandel asof ek die probleem is nie, Tabo. Nie nadat ek 3 jaar van my lewe opgeoffer het om jou kind groot te maak nie. Met daardie laaste steek het sy uitgestap, haar hoë hakskoene wat op die marmervloere ekho. Tabo het na die kombuis teruggekeer waar Nomsa besig was om Naledi se hare te droog na haar bad. Die kind het skoon klere aangehad en was besig om 'n bak roomys te eet, haar oë groot met genot. Nomsa, het Tabo gesê, sy stem sag om nie vir Naledi te ontstel nie. Ek wil hê jy moet my vertel wat aangaan in hierdie huis wanneer ek nie hier is nie. Alles. Die ouer vrou het gehuiwer, haar oë na Naledi geskuif wat nou te besig was met haar roomys om aandag te skenk. Miskien moet ons in u studeerkamer praat, meneer, het sy gesê. In sy studeerkamer het Nomsa vir Tabo vertel van die afgelope maande. Hoe Ayanda Naledi se maaltye beperk het, haar in haar kamer gesluit het vir ure aaneen met die deur van buite gesluit, haar verneder het voor gaste en haar gedreig het met straf as sy haar pa sou vertel. Dit het geleidelik erger geword, het Nomsa gesê, haar oë neergeslaan. In die begin was dit klein dinge, Naledi se gunsteling speelgoed wat verdwyn het, haar maaltye wat kleiner geword het. Maar na u laaste besigheidsreis na Nieuw-York het dit vererger. En waarom het jy my nie vertel nie, het Tabo gevra, sy stem nou gelaai met skuldgevoelens en woede. Nomsa het haar oë opgelig, jare se lojaliteit en vrees wat daarin weerkaats. Ek het probeer, meneer. Ek het probeer wenke gee. Maar mef. Ayanda het my gedreig. Sy het gesê sy sal seker maak ek verloor my werkpermit, alles. My familie in Zimbabwe is afhanklik van die geld wat ek stuur, meneer. Ek kon nie die risiko loop nie. Tabo het sy gesig in sy hande begrawe, oorweldig deur die omvang van sy eie blindheid. Maar ek het vandag besluit dit is genoeg, het Nomsa voortgegaan, haar stem sterker. Toe ek vir Naledi in die tuin sien, ek kon nie meer stil bly nie. Nie eers vir my werk nie. Tabo het opgekyk en besliste uitdrukking op sy gesig. Jou werk is veilig, Nomsa. Inteendeel, ek gaan jou salaris verdubbel. Jy was die enigste een wat vir my dogter opgekom het. Toe het hy terug na die sekuriteitsvoetspoor gegaan, besig om deur die beeldmateriaal van die afgelope maande te kyk. Wat hy gesien het hom fisies siek laat voel. Ayanda wat vir Naledi skree omdat sy 'n glas melk gedrink het sonder toestemming. Ayanda wat Naledi se bord kos wegvat na een hap en sê dat ondankbare kinders nie verdien om te eet nie. Ayanda wat Naledi in haar kamer toesluit vir 'n hele dag terwyl hy op 'n besigheidsvergadering in Durban was. Teen middernag het Tabo genoeg gesien. Hy het die belangrikste bewysstukke gestoor en toe opgestaan, sy hele wese gevul met 'n nuwe besluitnemendheid. Hy het na Naledi se kamer gegaan, waar sy nou veilig in die bed geslaap het, Nomsa wat langs haar in 'n stoel gedit het. Hy het saggies Nomsa se skouer aangeraak.
Gaan rus in jou kwartiere, Nomsa. Ek sal vanaand by haar bly. Die ouer vrou het geknip en toegesien dat Tabo 'n tas gehad het. Gaan meneer iewers heen? Nee, het hy gesê, sy oë nooit sy slapende dogter verlaat nie. Maar Ayanda gaan. Terug in die hoofslaapkamer het Tabo Ayanda gevind waar sy voorgee om te slaap. Sonder 'n woord het hy die ligte aangeskakel. Pak jou goed, het hy gesê, sy stem soos ys. Jy verlaat hierdie huis vanaand nog. Ayanda het regop gesit, haar oë wyd. Jy kan nie ernstig wees nie. Ek het die beeldmateriaal gesien, het hy gesê. Alles. Hoe durf jy my dogter so behandel? Ayanda se gesig het verander, alle pretensies van onskuld wat verdwyn het. Daardie kind was nog altyd in my pad. Alles gaan altyd oor haar. Naleer dit dat ek is jou vrou, Tabo. Nie meer nie, het hy geantwoord, sy stem finaal. Ek gee jou 10 minute om te pak wat jy nou nodig het. Die res sal na jou gestuur word. As jy nie uit hierdie huis is teen daardie tyd nie, gaan ek die polisie bel. Jy kan dit nie aan my doen nie, het Ayanda gesis van die bed afspring. Ek ken mense, Tabo. Invloedryke mense. Dink jy regtig hulle gaan die woord van 'n swart huishulp en 'n klein kind glo bo myne? Ek sal jou reputasie vernietig. Tabo se oë was onverbiddelik. Beeldmateriaal lieg nie, Ayanda. En ek het maande se beeldmateriaal. Met daardie woorde het alle kleur uit Ayanda se gesig dreineer. Sy het geweet sy was verslaan. Jy sal spyt wees, was al wat sy gesê het voordat sy begin pak het. Die volgende oggend het die son oor Sandton opgekom met 'n belofte van verandering. Tabo het die hele nag langs Naledi se bed gesit, haar asemhaling dophou, sy gedagtes vol van die laaste 3 jaar. Hoe het hy toegelaat dat sy kosbaarste besitting, sy enigste kind, so ly? Hy was veronderstel om haar te beskerm, om die belofte wat hy aan Zandile gemaak het op haar sterfbed te hou, dat hy altyd na hulle dogter sou omsien. Toe Naledi wakker word, was daar 'n oomblik van verwarring in haar oë, gevolg deur 'n vlugtige vrees, voordat sy haar pa herken het. Papa, het jy die hele nag hier geslaap? Tabo het geglimlag, sy hand deur haar krulle gestreel. Ja, my skattebol. Ek wou seker maak jy is okay. Waar's mamma Ayanda? Die vraag was sag, versigtig, asof Naledi bang was om die naam uit te spreek. Tabo se hart het opnuut gebreek. Sy's weg, Naledi. Sy gaan nie weer terugkom nie. Naledi se oë het groot geword, mengsel van ongeloof en hoop. Regtig? Beteken dit ek kan vandag ontbyt eet? Die eenvoud en eerlikheid van die vraag het Tabo laat besef hoe normaal die mishandeling vir sy dogter geword het. Hoe sy klein vreugdes soos ontbyt as spesiale voorregte beskou het eerder as basiese regte. Ja, my liefie. Jy kan ontbyt eet. En middagete. En aandete. En enige ander maaltyd wat jy wil hê. En van nou af gaan dinge anders wees. Ek beloof. Na 'n uitgebreide ontbyt, waar Naledi 3 pannekoeke geëet het met 'n kinderlike vreugde wat Tabo jare nie gesien het nie, het hy besluit om die dag by die huis deur te bring. Hy het sy sekretarisse gebel en al sy vergaderings vir die dag gekanselleer, iets wat hy nog nooit tevore gedoen het nie. Maar meneer Molefe, die Chinese beleggers, is spesiaal hierheen gevlieg, het sy sekretarisse busy geprotesteer. Laat Sipho die vergadering hanteer, het Tabo gesê, verwysend na sy vice-president. Dit is 'n familienoodgeval. Die woorde het vreemd op sy tong gevoel. Vir jare was werk sy prioriteit, die ding wat voorrang geniet het bo alles anders. Nou, met die skokgolwe van die vorige nag se ontdekkings wat steeds deur hom vibreer, het hy besef hoe baie hy verloor het in sy najaag van sukses. Die dag het verbygegaan met Tabo wat Naledi waargeneem het, haar gesigsuitdrukkings, haar bewegings, alles wat hy vroeër gemis het. Hy het opgemerk hoe sy altyd eers na hom gekyk het voordat sy iets geneem het, selfs 'n glas water, asof sy toestemming nodig gehad het. Hoe sy gehuiwer het om die televisie aan te skakel of selfs om in die woonkamer te sit. Naledi, het hy saggies gevra terwyl hulle saam in die tuin gesit het. Het mamma Ayanda jou verbied om televisie te kyk? Naledi het haar oë afgewend, haar klein vingertjies wat met die soem van haar rok speel. Sy het gesê televisie is net vir groot mense. En dat die sitkamer te mooi is vir kinders. Tabo het sy oë toegemaak, die woede wat weer in hom opgebou het probeer beheer. Naledi, hierdie is jou huis.
Jy kan enige plek gaan waar jy wil, enige iets doen wat jy wil, solank dit veilig is, natuurlik. Sy dogter het opgeblik, 'n vonk van haar ou self wat vir 'n oomblik in haar oë verskyn het. Kan ek weer my kunsklasse hê? Kunsklasse? Tabo het gefrons. Het jy nie meer kunsklasse nie? Nee. Mamma Ayanda het gesê dis 'n mors van geld. Nog een van die baie dinge wat Tabo nooit geweet het nie. Naledi was altyd lief vir kuns, haar tekeninge wat die yskaskas versier het in die dae toe Zandile nog geleef het. Ja, my skattebol, jy kan weer kunsklasse hê. En enige ander klasse wat jy wil bywoon. Later die oggend, terwyl Naledi in die tuin gespeel het onder Nomsa se wakende oog, het Tabo sy prokureur gebel. Pieter van der Merwe was vir meer as 'n dekade sy regsverteenwoordiger en een van die min mense wat Tabo vertrou het. Ek moet dringend met jou praat, het Tabo gesê. Dit gaan oor my vrou. Hulle het in Tabo se studeerkamer vergader, waar hy vir Pieter die volle verhaal vertel het, en die beeldmateriaal gewys het wat hy die vorige nag ontdek het. My God, Tabo, het Pieter gesê, sy gesig bleek. Hierdie is ernstige kindermishandeling. Ons moet dadelik 'n saak teen haar maak. Tabo het geknip. Ek wil dit so privaat moontlik hou ter wille van Naledi. Maar ek wil ook seker maak Ayanda kan nooit weer naby haar kom nie. Ons sal 'n interdik kry, het Pieter gesê, besig om notas te maak. En 'n egskeiding op grond van wreedheid en mishandeling. Met hierdie bewyse sal geen hof haar kant kies nie. Wat van Naledi, het Tabo gevra, sy grootste bekommernis duidelik. Sal sy moet getuig? Waarskynlik nie die hof self nie, het Pieter geantwoord. Maar ons sal 'n kinderterapeut en maatskaplike werker moet kry om haar te evalueer en 'n verslag in te dien. Tabo, sy gaan hulp nodig hê om hierdie trauma te verwerk. Die woord trauma het swaar in die liggaam. Tabo het geweet Naledi sou professionele hulp nodig hê, maar om dit hardop te hoor was soos 'n mes wat deur sy bors steek. Ek het 'n vriendin wat 'n uitstekende kinderpsigoloog is, het Pieter voortgegaan. Derleratu Nkosi. Sy spesialiseer in kinders wat trauma en mishandeling ervaar het. Ek sal jou haar nommer gee. Die res van die dag het verbygegaan in 'n waas van telefoonoproepe en reëlings. Tabo het 'n afspraak gemaak met Nkosi vir die volgende dag, met Pieter geskakel oor die besonderhede van die interdik, en met sy maatskappy se sekuriteitshoof gepraat om die sekuriteit by die huis te verhoog in geval Ayanda sou probeer terugkeer. Teen die tyd dat die aand gekom het, was Tabo uitgeput, maar vasberade. Hy het vir Naledi 'n storie gelees, iets wat hy nie meer kon onthou wanneer laas hy gedoen het nie, en by haar gesit, totdat sy aan die slaap geraak het. Terug in sy studeerkamer het hy 'n glas wysky vir homself geskink en by die venster gaan staan, uitkyk oor die ligte van Johannesburg. Sy gedagtes het teruggegaan na Zandile, sy eerste vrou, die een wat Naledi aan hom gegeven het voordat sy te vroeg haar lewe verloor het aan kanker. Wat sou sy gedink het van wat gebeur het? Van hoe hy so vasgevang was in sy werk dat hy nie kon sien wat met sy dogter gebeur nie. 'n Sagte klop aan die deur het hom uit sy gedagtes geruk. Dit was Nomsa. Verskoon my, meneer, maar daar's 'n vrou by die hek. Sy sê sy is mevrou Ayanda se suster. Tabo het gefrons. Sover hy geweet het, het Ayanda nie regtig kontak gehad met haar familie nie. Iets aan die situasie het hom ongemaklik laat voel. Het sy 'n naam gegee? Ja, meneer. Sy sê haar naam is Lindiwe Sitole. Tabo het die sekuriteitskameras op sy tablet nagegaan. By die hek was 'n vrou wie se gelaatstrekke inderdaad soos Ayanda se gelyk het, maar met 'n harderheid wat selfs deur die kamera sigbaar was. Ek sal met haar praat, het hy besluit, steeds versigtig. Maar by die hek. Moet haar nie binnelaat nie. By die hek het Lindiwe Sitole gewag, 'n slanke vrou in haar middeldertigs met dieselfde hoë wangbene as Ayanda, maar met 'n uitdrukking wat meer berekenings as aanloklik was. Meneer Molefe, het sy gesê, haar stem glad soos heuning. Dankie dat u my te woord staan. Ek is diep bekommerd oor my suster. Die suster het hierdie huis verlaat na haar eie keuse, het Tabo geantwoord, versigtig om nie te veel inligting te deel nie. Lindiwe het geglimlag, maar die glimlag het nie haar oë bereik nie. Natuurlik het sy. Ayanda het my alles vertel. Die arme kind wat so 'n lewendige verbeelding het. Kinders kan die verskriklikste stories opmaak. Die implikasie was duidelik en Tabo het gevoel hoe sy nek warm word van woede.
Mevrou Sitole, as u hier gekom het om u suster te verdedig of om my dogter se karakter te bevraagteken, kan u maar gaan. Ek het geen belangstelling in wat u te sê het nie. O, ek is nie hier om enigiets te bevraagteken nie, het Lindiwe vinnig gesê, haar toon wat verander. Inteendeel, ek's hier om u te help. Sien, my suster kan moeilik wees. Ek ken haar beter as enigiemand anders. Ek kan nie help om hierdie situasie te hanteer sonder onnodige publisiteit. Tabo het sy oë vernou. Publisiteit. Lindiwe het haar skouers opgehaal, elegante gebaar wat hom aan Ayanda herinner het. Wel, man in die posisie, meneer Molefe. 'n hoogaan geskrewe sakeman en tegnologieleier, dit sou jammer wees as hierdie private familiesaak in die media sou beland. Dit was 'n subtiele dreigement, maar 'n dreigement nietemin. Tabo het gevoel hoe sy hande in vuiste bal. Mevrou Sitole, het hy gesê, sy stem nou staal. U kan vir u suster 'n boodskap gee. As sy of enige iemand in haar familie probeer om my dogter verder seer te maak, in enige manier, sal ek elke sent van my fortuin gebruik om seker te maak dat sy die volle gevolge van die wet voel. Dieselfde geld vir die goeie nag. Met daardie woorde het hy die hek gesluit en teruggestap na die huis, sy gedagtes nou donker. Dit was duidelik dat Ayanda nie sou weggaan sonder 'n geveg nie, en dat sy reeds besig was om haar verdediging te bou. Terug in die huis het hy Naledi se slapende gesiggie gaan bekyk, sy hart vol by die aansig van haar vreedsame uitdrukking. Ek sal jou beskerm, het hy saggies gefluister. Dit is my belofte aan jou. Dit was 'n belofte wat hy van plan was om te hou, maak nie saak wat die koste nie. Maar wat hy nie geweet het nie, was dat die ware stryd skaars begin het. Die volgende weke het verbygegaan in 'n waas van regsaksies, sielkundige evaluasies en stadig herstel. Tabo het sy werkskedule heeltemal verander, sy daar nou rondom Naledi se georganiseer in plaas van andersom. Hy het minder ure by die kantoor spandeer, meer vergaderings per videokonferensie gehou, en selfs 'n spesiale area in sy kantoor ingerig waar Naledi kon speel of huiswerk doen wanneer hy moes werk. Terlerato Nkosi, die kinderpsigoloog wat deur Pieter aanbeveel is, het 3 keer per week met Naledi ontmoet. Na die eerste paar sessies het sy met Tabo gesit in haar kantoor in Rosebank, haar gesig ernstig. Meneer Molefe, u dogter toon tekens van wat ons noem ontwikkelingstrauma. Dit is nie net die fisiese verwaarlosing nie, maar die emosionele mishandeling wat die meeste skade veroorsaak het. Tabo het sy oë vir 'n oomblik toegemaak, die pyn van haar woorde absorbeer. Hoe erg is dit? Nkosi se oë was sagkens maar eerlik. Daar is goeie nuus en slegte nuus. Die slegte nuus is dat u dogter diepgaande vrese ontwikkel het, vrees vir verwerping, vrees vir straf, vrees dat haar basiese behoeftes nie vervul sal word nie. Sy vertrou volwassenes nie maklik nie, wat verstaanbaar is. En die goeie nuus, het Tabo gevra, wanhoopig vir 'n bietjie hoop. Die goeie nuus is dat Naledi ongelooflik veerkragtig is. En dat die mishandeling ontdek is voordat dit jare kon voortduur. Kinders is merkwaardig aanpasbaar, meneer Molefe. Met die regte ondersteuning, konstante liefde en terapie kan Naledi hierdie oorkom. Tabo het geknop, dankbaar vir hierdie klein seëning. Wat kan ek doen om te help? Konsekwentheid, het Nkosi onmiddellik geantwoord. Naledi moet weet dat sy kan staatmaak op gereelde maaltye, veiligheid en u aandag. Geen verrassings nie. Geen drastiese veranderinge nie. Sy het stabiliteit nodig. Tabo het hierdie raad ter harte geneem. Hy het 'n dagroetine vir Naledi opgestel, gereelde maaltye, vasgestelde tyd vir speel, vir huiswerk, vir slaap. Aanvanklik was dit moeilik vir hom, 'n man wie se lewe gedomeineer was deur spoedwisselende vergaderings en onvoorspelbare sakebehoeftes. Maar hy het gou geleer dat die dissipline van 'n kind se roetine ook sy eie lewe verbeter het. Intussen het Pieter die regsaksie teen Ayanda begin. Soos verwag, het sy teruggeslaan met haar eie beskuldigings. Haar prokureur, 'n aggressiewe man met die naam van Hendrik Botha, het 'n teeneis ingedien wat Tabo beskuldig het van geestelike onstabiliteit en vervreemding van die kind van haar stiefma. Sy beweer dat jy 'n obsessiewe werker is wat basies afwesig was vir die grootste deel van julle huwelik, het Pieter vir Tabo gesê tydens 'n vergadering in sy kantoor. Sy sê jy het onrealistiese verwagtinge van kinderopvoeding gehad en dat jy nou 'n vete teen haar voer omdat sy strenger dissipline toegepas het as wat jy sou verkies. Tabo het sy kop geskit, ongeloof en woede wat deur hom pols. Sy noem uithongering strenger dissipline. Hoe durf sy?
Dit is presies hoekom ons die videobewyse het Pieter hom herinner. Ons het feite aan ons kant, Thabo. Maar wees voorbereid, hierdie gaan lelik word. Ayanda se span het reeds aangedui dat hulle wil hê dat Naledi deur hul eie sielkundige geëvalueer word. Absoluut nie, het Thabo onmiddellik gesê. Ek sal nie toelaat dat sy verder getraumatiseer word nie. Die hof mag dit beveel, het Pieter versigtig gesê. Maar ons sal argumenteer dat Drinkosi se evaluasie voldoende is, veral gegee die omstandighede. Die volgende dag was die eerste voorlopige verhoor. Thabo was skaars verras om Ayanda te sien by die hof, pragtig soos altyd in 'n konservatiewe ontwerperspak, met haar suster Lindiwe aan haar sy. Wat hom wel verras het, was die aantal joernaliste wat buite die hof gewag het. Wat gaan hier aan, het hy vir Pieter gevra terwyl hulle deur die media skare probeer navigeer het. Pieter se uitdrukking was grimmig. Dit lyk of iemand die pers ingelig het. Ons moet verwag dat hierdie saak publiek gaan word. Binne die hof het die verrigtinge begin met Ayanda se prokureur wat argumenteer dat sy die slagoffer was van 'n haastige en onregverdige uitsetting uit haar eie huis. My kliënt is onregmatig verdryf uit haar huis op grond van valse beweringe, het Botha geargumenteer. Hierdie sogenaamde videobewyse is selektief gekies om 'n skewe beeld te gee van die werklikheid. Wat meneer Molefe vertolk as mishandeling, was bloot die handhawing van gepaste dissipline in 'n huishouding waar hy self byna nooit teenwoordig was nie. Thabo het gevoel hoe sy bloed kook, maar Pieter se kalm hand op sy arm het hom daaraan herinner om beheers te bly. Toe dit Pieter se beurt was hy metodiese en skerp. U edelagbare, ons het nie net selektiewe beeldmateriaal nie. Ons het maande se sistematiese mishandeling op video. Ons het die getuienis van die huishulp wat hierdie mishandeling eerstehands gesien het. En, mees oortuigend, ons het die mediese evaluasie wat aantoon dat die kind ondervoed was. Die regter, 'n ouer vrou met 'n streng gesig, het na albei kante geluister en toe Thabo se interdik gehandhaaf. Ayanda is verbied om binne 500 meter van Naledi of die Molefe woning te kom hangende die volledige verhoor. Dit is 'n tydelike reëling, het die regter beklemtoon. Totdat alle getuienis behoorlik ingedien en oorweeg is. Buite die hof het Thabo probeer om die media te vermy, maar Ayanda het 'n impromptu perskonferensie gehou. Ek is die slagoffer van 'n man wat gewoond is daaraan om alles te kry wat hy wil hê, het sy vir die kameras gesê, trane wat geweldig oortuigend oor haar wange rol. Ek het my lewe gewy aan daardie kind, terwyl haar pa haar verwaarloos het vir sy kosbare maatskappy. Nou word ek beskuldig van die einste verwaarlosing wat hy gepleeg het. Die waarheid sal uitkom. Die volgende oggend was Ayanda se beweringe op die voorblad van verskeie koerante. Tegnologie-titan se vrou beskuldig hom van mishandeling het een opskrif gelei. Miljonair se donker familiegeheime het 'n ander gesuggereer. Thabo het die koerante weggegooi voordat Naledi hulle kon sien, maar die skade aan sy openbare beeld was reeds gedoen. Sy foon het aanhoudend gerinkel met oproepe van besigheidsvennote, beleggers en vriende wat almal wou weet wat aangaan. Jy moet 'n verklaring uitreik, het BC sy sekretarisse gesê. Die maatskappy se aandeleprys het reeds hierdie oggend gedaal. Maar Thabo het geweier om die saak in die openbaar te bespreek. Ek sal nie my dogter se trauma 'n publieke skouspel maak nie, het hy gesê. Die howe sal dit hanteer. Daardie middag het hy by Naledi se skool opgedaag om haar op te laai, soos hy nou elke dag gedoen het. Maar die skoolhoof, mevrou Baloyi, het hom in haar kantoor ontbied. Meneer Molefe, het sy gesê, haar stem versigtig neutraal. Ek is seker u verstaan dat die skool besorg is oor die welstand van al ons leerders. Natuurlik, het Thabo gesê, reeds bewus van waar die gesprek heen was. Sommige ouers het hul kommer uitgespreek oor die beweringe in die media. Hulle is bekommerd oor hul kinders se veiligheid. Thabo het sy woede bedwing. Mevrou Baloyi, hierdie beweringe is presies dit, beweringe. Deur my vrou. Teen my. Om haar eie mishandeling van my dogter te bedek. Die skoolhoof het versigtig geknip. Ek verstaan, meneer Molefe. En persoonlik glo ek Naledi se onderwysers het vir maande bekommerd gewees oor haar gewigsafname en teruggetrokke gedrag. Maar u moet verstaan, die skool moet alle kante oorweeg. Wat probeer u sê, het Thabo gevra, skielik bekommerd. Niks onmiddellik nie, het mevrou Baloyi verseker. Naledi is welkom om skool toe te kom soos gewoonlik. Ek wil net seker maak dat u bewus is van die situasie. Thabo het die gesprek verlaat met 'n swaar hart.
Dit was duidelik dat Ayanda se mediaveld tog 'n uitkringende effek begin het op elke aspek van sy en Naledi se lewe. Terug by die huis, terwyl Naledi rustig in die tuin geteken het, 'n aktiwiteit wat Nkosi aangemoedig het as 'n manier vir haar om haar emosies uit te druk, het Thabo vir Pieter gebel. "Ons moet hierdie saak bespoedig," het hy gesê. "Ayanda gebruik die media teen ons en dit begin 'n impak hê op Naledi se lewe." "Ek werk daaraan," het Pieter beloof. "Maar die goeie nuus is dat ek vanoggend 'n oproep ontvang het van iemand wat bereid is om teen Ayanda te getuig, haar vorige man." Thabo was verbaas. Ayanda het altyd beweer dat sy voorheen net in 'n langtermynverhouding was, nooit getroud nie. Sy was voorheen getroud. Ja, vir byna 2 jaar. Met 'n sakeman in Durban. Blykbaar het sy hom ook emosioneel mishandel en hy is bereid om 'n verklaring af te lê oor haar patroon van manipulerende gedrag. Vir die eerste keer in weke het Thabo gevoel asof die wiel dalk besig was om te draai. "Dit kan 'n deurbraak wees, Pieter. Moontlik," het sy prokureur ingestem. "Maar wees versigtig, Thabo. Ayanda sal nie maklik opgee nie." Hoe profeties daardie woorde sou blyk te wees, het Thabo nog nie geweet nie. Want terwyl hy en Naledi rustig aandete geniet het, 'n klein alledaagse vreugde wat eens onmoontlik was onder Ayanda se heerskappy, was Ayanda besig om haar mees desperate en gevaarlike plan tot dusver te smee. Die volgende oggend het Thabo wakker geword met 'n gevoel van voorbode. Iets het nie reg gevoel nie, 'n spanning in die lug wat hy nie kon verklaar nie. Hy het sy oggendroetine met Naledi gevolg, haar help aantrek vir skool, saam ontbyt eet, haar skooltas nagaan. Die klein meisie het stadig begin om weer te glimlag, 'n wankelrige hoop wat soos 'n klein blommetjie in haar oë begin blom het. "Pappa," het sy gesê terwyl sy haar melk drink, "mag ek vandag saam met Lesedi speel na skool?" Lesedi was 'n nuwe maatjie in haar klas, 'n vriendelike meisie wie se ma onlangs vir Thabo genader het oor 'n speeldate. Dit was die eerste keer dat Naledi gevra het om saam met 'n maatjie te speel sedert Ayanda weg is, en Thabo se hart het geswel van hoop. "Natuurlik, skattebol," het hy gesê. "Ek sal met Lesedi se ma reël." Thabo het Naledi by die skool afgelaai, gewaai terwyl sy ingestap het, en toe na sy kantoor gery. Dit was die eerste dag hierdie week wat hy persoonlik by die kantoor sou wees, en hy het geweet daar was tonne werk wat wag. Bisi het hom by die deur ontmoet, haar gesig ernstig. "Daar's 'n vrou hier om jou te sien." Sy weier om te loop. Thabo het gefrons. "Wie is dit?" Sy sê sy is van kinderwelsynsdienste, mevrou Dlamini. Thabo se hart het 'n slag oorgeslaan. "Laat haar in." Mevrou Dlamini was 'n imposante vrou in haar 40's met 'n streng gesig en 'n aktetas. Sy het geweier om te sit toe Thabo dit aangebied het. "Meneer Molefe, ek is hier vanweë 'n dringende saak aangaande u dogter, Naledi Molefe." Thabo het regop gesit. "Wat van haar?" "Ons het 'n formele klag ontvang van kindermishandeling en verwaarlosing. As gevolg hiervan is ek hier om 'n voorlopige ondersoek te begin." Thabo het gevoel hoe die bloed uit sy gesig dreineer. "Mishandeling? Deur wie?" "Die klag is teen u, meneer Molefe." Die woorde het hom getref soos 'n fisiese hou. "Dit is belaglik. Ek is die een wat die mishandeling deur my vrou aangemeld het." Mevrou Dlamini se gesig het onbeweeglik gebly. "Ons is bewus van die hangende egskeidingssaak en die wederwysydse beweringe. Dis juis hoekom ek hier is. Ons moet elke bewering ernstig opneem, veral wanneer dit kom van 'n persoon wat beweer dat hulle 'n kind in nood waarneem." Skielik het Thabo verstaan. "Ayanda, sy het hierdie klag ingedien. Ek kan nie die bron van die klag openbaar nie, meneer Molefe." "Maar dit is deursigtig," het Thabo uitgeroep, nou besig om rond te loop in sy kantoor. "Sy probeer my terugkry omdat ek die ware mishandelaar ontmasker het. Meneer Molefe, ek verstaan dat u ontsteld is, maar ek doen net my werk. Die protokol vereis dat ons elke klag ondersoek, ongeag van die bron." Mevrou Dlamini het 'n vorm uit haar tas gehaal. "Ek sal 'n tuisbesoek moet reël. Verkieslik vandag." Thabo het sy oë vir 'n oomblik toegemaak, probeer om kalm te bly. "Natuurlik. Ek het niks om weg te steek nie. En ek sal met Naledi moet praat. Alleen." Hierdie was moeiliker om te sluk, veral gegee Naledi se huidige breekbaarheid. Maar Thabo het geweet dat as hy teenkanting bied, dit net slegter sou lyk. "Goed. Maar haar terapeut, Nkosi, moet teenwoordig wees.
Nalede vertrou haar. Na 'n oomblikse oorweging het mevrou Dlamini ingestem. Hulle het 'n tyd later die middag gereël vir die tuisbesoek. Sodra sy weg was, het Tabo vir Pieter gebel. Ayanda het kinderwelsynsdienste ingebring, het hy gesê, sonder inleiding. Sy het my van mishandeling beskuldig. Pieter se vloek oor die telefoon het Tabo se eie gevoelens goed opgesom. Dit is 'n klassieke taktiek, Tabo. Wanneer jy skuldig is, beskuldig jy die ander persoon van presies dieselfde ding. Dit veroorsaak verwarring en verdeel aandag. Wat moet ek doen? Wees kalm. Wees eerlik. Wys hulle alles. Ons het die bewyse aan ons kant, Tabo. Die tuisbesoek het plaasgevind om 3:00. Tabo het Nalede by die skool gaan haal en vir haar verduidelik dat iemand na hulle huis gaan kom om seker te maak dat sy gelukkig en veilig is. Hy het Drinkose gebel, wat dadelik ingestem het om te kom. Mevrou Dlamini het deur elke kamer in die huis geloop, notas gemaak, in kaste gekyk, die inhoud van die yskas nagegaan. Tabo het besef dat sy spesifiek op soek was vir tekens dat daar nie genoeg kos vir Nalede was nie, presies wat Ayanda Nalede aangedoen het. Ek kan sien dat daar oorvloedige voedsel is, het mevrou Dlamini opgemerk, terwyl sy nog 'n nota maak. My dogter sal nooit weer honger wees nie, het Tabo gesê, sy stem styf van emosie. Toe het die moeilikste deel gekom, mevrou Dlamini moes met Nalede praat. Drinkose het reeds aangekom en Nalede vir die onderhoud voorberei. Dit is baie belangrik dat jy die waarheid vertel, Nalede, het Drinkose gesê, haar stem sag maar ernstig. Net die waarheid. Niks anders nie. Tabo moes in die sitkamer wag terwyl mevrou Dlamini met sy dogter in haar kamer gepraat het, Drinkose stil in die agtergrond. Dit was die langste 40 minute van sy lewe, elke sekonde wat verbygaan soos 'n uur gevoel het. Toe dit verby was, het mevrou Dlamini afgekom, haar gesig onleesbaar. Dankie vir u samewerking, meneer Molefe. Ek sal my verslag indien en u sal in kennis gestel word van enige verdere stappe. En het Tabo gevra, desperate vir enige aanduiding. Ek kan nie my bevindinge nou met u deel nie, meneer Molefe. Maar hier het haar gesig vir die eerste keer 'n bietjie versag. Ek kan sê dat u dogter baie duidelik en artikulaat is vir haar ouderdom. Nadat mevrou Dlamini weg was, het Drinkose Tabo eenkant toegeneem. Nalede het goed gedoen, het sy gesê. Sy het die waarheid vertel oor wat Ayanda aan haar gedoen het, en hoe dinge verander het sedert jy dit ontdek het. Ek dink mevrou Dlamini kon duidelik sien dat Nalede nie bang is vir jou nie, maar eerder dat sy nou veilig voel. Tabo het sy gesig in sy hande begrawe, die spanning wat hom verlaat het. Dankie, Drinkose. Vir alles. Maar die verligting was van korte duur. Die volgende oggend het Pieter gebel met nog nuus. Tabo, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar Ayanda het nog 'n klag ingedien, hierdie keer met die polisie. Tabo het gefrons, sy hand wat stywer om sy telefoon klem. Watter soort klag? Sy beweer dat jy haar fisies aangerand het die aand toe jy haar gevra het om te loop. Die beskuldiging was so absurd dat Tabo amper gelag het. Dit is belaglik. Ek het haar nie eers aangeraak nie. Wel, sy het mediese rekords ingedien van kneusplekke op haar arms en gesig wat glo daardie aand opgedoen is. Dit is onmoontlik. Tabo het begin, maar toe het hy ophou praat, 'n skielike besef wat tot hom deurgedring het. Tensy sy dit aan haarself gedoen het, of dit vervals het. Die kneusplekke kon nie van my afgekom het nie. Presies wat ek ook dink, het Pieter gesê. Maar jy sal jouself moet verdedig. Die polisie wil met jou praat. Tabo se gedagtes het onmiddellik na Nalede gegaan. Wat sou gebeur as hy in hegtenis geneem word? Wie sou na sy dogter kyk? Die gedagte aan haar terug in Ayanda se sorg het hom naargemaak. Ek sal hulle vanmiddag sien, het hy uiteindelik gesê. Maar Pieter, ons moet versnel met ons saak. Ayanda eskaleer dinge, en ek is bekommerd oor wat sy volgende gaan doen. Later daardie dag, nadat hy 'n verklaring by die polisiekantoor afgelê het, gelukkig sonder enige arrestasie, het Tabo teruggekeer huis toe om 'n onverwagte besoeker te vind wat wag, Ayanda se vorige man, Visi Zwane. Jammer om sonder afspraak te kom, het die man gesê. Hy was in sy 40's goed aangetrek, maar met 'n uitgeputte uitdrukking wat Tabo onmiddellik herken het. Dit was dieselfde uitdrukking wat hy in die spieël gesien het die afgelope weke. Meneer Zwane, het Tabo gesê, sy hand uitgestrek. My prokureur het my vertel dat u bereid is om te getuig. Visi het geknip. Ja.
Toe ek van jou situasie hoor, het ek geweet ek moes kom. Ayanda het dieselfde ding aan my gedoen, meneer Molefe. Dieselfde patroon, eers die manipulasie, dan die beskuldigings, dan die volle regsaanval. Terwyl hulle in Thabo se studeerkamer gesit het, het Visie 'n storie vertel wat pynlik bekend geklink het. Sy huwelik met Ayanda, die geleidelike isolasie van sy familie, haar manipulerende taktieke en uiteindelik hoe sy hom beskuldig het van presies dieselfde dinge wat sy gedoen het. Die verskil, het Visie gesê, sy oë wat na die vloer kyk, is dat ek nie die bewyse gehad het wat jy het nie. Geen videomateriaal nie. Geen getuies nie. Net my woord teen hare. En sy is baie, baie oortuigend. Wat het gebeur, het Thabo gevra, alhoewel hy die antwoord kon raai. Ek het alles verloor, het Visie eenvoudig gesê. My huis, die helfte van my besigheid, my reputasie. Dit het my 5 jaar geneem om weer op my voete te kom. Die gesprek met Visie het Thabo beide verontrus en bemoedig. Aan die een kant was dit 'n somber herinnering aan hoe manipulerend en gevaarlik Ayanda kon wees. Aan die ander kant, as Visie sou getuig, sou dit Ayanda se patroon van gedrag bevestig. Ek sal alles doen wat ek kan om te help, het Visie gesê toe hy vertrek het. Hierdie keer moet sy nie wegkom daarmee nie. Daardie aand, nadat hy nalede in die bed gesit het, het Thabo op sy balkon gestaan, uitkyk oor Sandton se ligte en gewonder hoe dinge so vinnig kon verander. 2 weke gelede was hy 'n gerespekteerde sakeman met 'n skynbaar perfekte lewe. Nou was hy in 'n stryd vir sy dogter se toekoms, besig om homself te verdedig teen valse beskuldigings en onseker oor wat môre sou bring. Maar een ding was seker, hy sou nooit opgee nie. Nie vir Naledi nie. Wat hy nie geweet het nie, was dat Ayanda besig was om haar mees desperate plan voor te berei, een wat gemik was op die een ding wat Thabo meer as enigiets anders waardeer het, Naledi self. Die volgende paar dae het 'n ongemaklike roetine gevind. Thabo het aangehou om Naledi skool toe te neem en haar op te tel, terwyl hy probeer het om die media te vermy en die regsproses te navigeer. Die voordeel van al Ayanda se beskuldigings was dat dit die hof oortuig het om die saak te bespoedig. Datum vir 'n volledige verhoor was gestel vir die volgende week, baie vinniger as die maande wat sulke sake gewoonlik neem. Intussen het Naledi stadig begin verbeter onder Drinkose se sorg. Sy het begin gewig optel en die donker skaduwees onder haar oë het begin vervaag. Sy het selfs begin lag, flou laggies wat geleidelik sterker geword het, soos 'n plantjie wat na die son groei. Sy maak goeie vordering, het Drinkose vir Thabo gesê na hulle jongste sessie. Maar die komende hofsaak is 'n bron van angs vir haar. Sy is bang dat sy Ayanda weer sal moet sien. Sy hoef nie teenwoordig te wees nie, het Thabo dadelik gesê. Ek sal dit nie toelaat nie. Drinkose het geknip. Goed. Ek sal 'n formele aanbeveling skryf dat dit nie in Naledi se beste belang is om in die hof te verskyn nie, gegee haar huidige sielkundige toestand. Die hofsaak was nou net 4 dae weg en Thabo was besig om sy verdediging te versterk. Visie Zwane se verklaring was finaal en Nomsa was ook bereid om te getuig. Die videobewyse was onweerlegbaar. Selfs mevrou Dlamini van Kinderwelsynsdienste het 'n verslag ingedien wat duidelik gestel het dat daar geen bewyse was dat Thabo sy dogter mishandel het nie en dat die kind inteendeel tekens getoon het van herstel van vorige trauma. Dit was donderdagoggend, die verhoor was vir die volgende maandag geskeduleer. Thabo het Naledi skool toegeneem soos gewoonlik, haar 'n drukkie gegee by die hek en toe na werk gery. Hy het 'n belangrike aanbieding daardie oggend, een wat hy nie kon mis nie, selfs met alles anders wat aan die gang was. Ek sal haar vandag kom haal, het Nomsa gesê voordat hulle die huis verlaat het. Die ouer vrou was 'n standvaste teenwoordigheid in hulle lewens en Thabo het haar meer vertrou as ooit tevore. Dankie, Nomsa, het hy gesê. Ek sal jou bel sodra ek uit my vergadering is. Die aanbieding het goed gegaan, ten spyte van die spanning wat Thabo ervaar het. Die Chinese beleggers was beïndruk met sy nuwe sagteware oplossing, en dit het gelyk asof die kontrak verseker was. Vir 'n kort tydjie het Thabo gevoel asof een aspek van sy lewe ten minste op koers was. Dit was byna 2:00 toe hy uit die vergadering gekom het. Hy het sy foon uitgehaal om vir Nomsa te bel, net om te sien dat hy 3 gemiste oproepe van haar het, sowel as een van die skool. Onmiddellik het 'n gevoel van vrees deur hom gegaan. Hy het dadelik vir Nomsa gebel. Meneer Thabo. Haar stem was vol paniek. Ek het by die skool aangekom, maar Naledi was nie daar nie.
"Wat bedoel jy?" het Tabo gevra, reeds besig om na die uitgang te hardloop. "Waar is sy?" Die onderwyseres het gesê iemand het haar reeds kom haal, vrou. Sy het gesê sy was van die kantoor gestuur. Tabo se hart het gevries. "Het hulle 'n naam?" "Ja, meneer." Sy het gesê haar naam was Lindiwe Sithole, Ayanda se suster. Tabo het gevoel hoe sy bene onder hom wil ingee. "Het jy die polisie gebel?" het hy gevra, sy stem rof. "Ja, meneer. Hulle is reeds op pad na die skool. Ek is ook nog hier. Bly daar. Ek kom." Die rit na die skool was 'n waas. Tabo het deur verkeer gejaag, ligte geïgnoreer en gebid soos hy nog nooit tevore gebid het nie. Teen die tyd dat hy by die skool aangekom het, was daar reeds 2 polisievoertuie voor. Mevrou Baloyi het hom in haar kantoor ingewag, haar gesig bleek. "Meneer Molefe, ons is vreeslik jammer." Die vrou het 'n brief gewys wat gelyk het asof dit van u kantoor kom, en sy het Naledi by die naam geken. Naledi het nie teëgstribbel nie, so ons het gedink. "Hoe lank gelede?" het Tabo onderbreek, nie nou besorg oor blaam nie, net oor tyd. "Omtrent 'n uur gelede." "'n uur. Hulle kon nou enige plek wees." 'n Polisieoffisier, kaptein Klofie, het nader gestap. "Meneer Molefe, ons het 'n soektog begin. Kan u ons vertel wie hierdie vrou is en waar sy dalk heen sou gaan?" Tabo het vinnig verduidelik oor Ayanda, die hangende hofsaak, en die feit dat haar suster Naledi geneem het. "So, dit is 'n ontvoering deur 'n familielid," het kaptein Klofie gesê, besig om notas te maak. "Ons sal 'n amber waarskuwing uitreik. Het u 'n onlangse foto van Naledi, asook een van hierdie Lindiwe Sithole?" Tabo het 'n foto van Naledi van sy foon gewys, maar het besef hy het geen foto van Lindiwe nie. "Maar ek het sekuriteitsbeeldmateriaal van toe sy by my huis was," het hy besef, dankbaar vir die uitgebreide sekuriteitsstelsel wat hy geïnstalleer het. Terwyl die polisie begin het om die omliggende gebied te deursoek en 'n waarskuwing uit te stuur, het Tabo vir Pieter gebel. "Ayanda het Naledi laat ontvoer," het hy gesê, sy stem bewerig van woede en vrees. "My God," was al wat Pieter aanvanklik kon sê. "Ek sal 'n noodbevel kry om haar in hegtenis te neem, en een om die kind onmiddellik aan jou terug te besorg sodra hulle gevind word." "Waar sou sy gaan, Pieter? Waar sou sy Naledi neem? Dink aan plekke waar sy veilig sou voel, waar sy dink jy nie sal soek nie." Tabo het probeer dink soos Ayanda. Sy was slim, berekenings. Sy sou nie na 'n voor die hand liggende plek gaan nie. Skielik het hy 'n idee gekry. Lindiwe, haar suster. Sy het 'n strandhuis in Ballito. Ayanda het een keer daaroor gepraat. Hy het die inligting aan kaptein Klofie deurgegee, wat dadelik die polisie in KwaZulu-Natal in kennis gestel het. Maar die strandhuis was ure se ry weg, selfs met 'n polisie-eskorte sou hulle nie voor donker daar wees nie. Die volgende paar ure was 'n nagmerrie van wagtyd, polisie-oproepe en groeiende angs. Tabo kon nie stil sit nie, kon nie dink nie, kon nie asemhaal nie. Al wat hy kon doen, was om te bid dat sy dogter veilig was. Dit was amper 8:00 toe kaptein Klofie se foon gelei het. Tabo het sy asem ingehou terwyl die offisier geluister het, geknip en 'n paar woorde geantwoord het. Toe hy opkyk, was sy gesig onleesbaar. "Hulle het die strandhuis gekry," het hy gesê. Dit was leeg. Maar 'n buurman het gesê hy het 'n vrou met 'n kind gesien wat vroeër vandag daar aangekom het en toe weer vertrek het in 'n wit Mercedes. Hy het die nommerplaat neergeskryf omdat dit hom vreemd gelyk het. Tabo het sy oë toegemaak, sy laaste hoop wat wegglip. "Ons het 'n landwye soektog na die voertuig uitgereik," het kaptein Klofie bygevoeg. "Elke padblokkade, elke kamera, elke patrollie is op die uitkyk daarvoor. Maar Suid-Afrika was 'n groot land met baie plekke om weg te kruip." Tabo het geweet dat as Ayanda en Lindiwe besluit het om Naledi regtig weg te steek, dit dae of selfs weke kon neem om hulle te vind. En teen daardie tyd. Hy kon nie eers die gedagte voltooi nie. Dit was middag toe Tabo uiteindelik oortuig is om huis toe te gaan, met 'n belofte van die polisie dat hulle hom onmiddellik sou bel met enige nuus. By die huis het hy op Naledi se bed gaan sit, haar teddybeer in sy arms, en vir die eerste keer in jare gehuil, diep, wanhopige snikke wat deur sy hele liggaam geruk het. Dit was hoe Nonsa hom gevind het, 'n uur later, toe sy kom kyk het of hy iets geëet het. "Meneer Tabo," het sy gesê, haar eie oë rooi van trane, "u moet sterk bly. Vir Naledi.
Hy het opgekyk, skielik beskaamd dat sy hom so swak sien. Ek weet nie of ek kan nie, Nomsa. Wat as ons haar nie vind nie? Nomsa se gesig het verhard met 'n vasberadenheid wat Tabo nog nooit tevore gesien het nie. Ons sal haar vind. En ek dink ek weet dalk waar hulle is. Tabo het regop gesit. Wat? Waar? Toe ek die eerste keer hier begin werk het Mef Ayanda my na haar ma se huis gestuur om 'n pakkie af te lewer. Dit was in 'n klein dorpie in Mpumalanga naby Nelspruit. Ayanda het altyd gesê hoe gehaat het sy die plek was, hoe sy nooit weer sou teruggaan nie. Maar dit sou die laaste plek wees wat enige iemand sou verwag sy sou gaan, het Tabo gesê, wat skielik verstaan het. Die laaste plek waar ek sou soek. Presies, meneer. Tabo het dadelik vir kaptein Klofie gebel met hierdie nuwe inligting. Die kaptein het beloof dat hulle die leidraad sou opvolg, maar het gewaarsku dat dit een van vele moontlikhede was wat hulle nou ondersoek. Maar Tabo kon nie langer wag nie. Ek gaan self soontoe, het hy besluit. Nou, meneer Tabo, dis gevaarlik, het Nomsa gewaarsku. Laat die polisie hulle werk doen. Sy is my dogter, Nomsa. Ek kan nie net hier sit en wag nie. Hy het 'n sak gepak, sy wapen uit die kluis gehaal, iets wat hy nog nooit gedink het hy sou nodig hê nie, en in sy voertuig gespring. Die rit na Nelspruit sou omtrent 4 ure neem, en hy sou net voor sonsopkoms daar wees. Terwyl hy deur die donker Suid-Afrikaanse platteland gery het Tabo herhaaldelik oor een vraag gedink, wat sou Ayanda volgende doen? As sy besef dat die polisie haar soek, as sy weet dat die spel verby is. Hy het harder op die versneller getrap, nuwe dringendheid wat hom vorentoe dryf. Want nou was dit nie net 'n kwessie van nalede vind nie. Dit was 'n kwessie van haar vind voordat Ayanda iets ondenkbaars doen. Die son was besig om op te kom oor die groen heuwels van Mpumalanga toe Tabo die klein dorpie binnery. Die oggendmis het oor die landerye gehang, wat die wêreld 'n droomagtige kwaliteit gegee het. Maar vir Tabo was dit 'n nagmerrie waaruit hy desperaat wou wakker word. Hy het vir kaptein Klofie gebel toe hy naby was, net om te hoor dat die polisie nog op pad was en ten minste 'n uur agter hom was. Moenie alleen ingaan nie, meneer Molefe, het die kaptein gewaarsku. Wag vir ons. Hierdie vrou het reeds gewys dat sy desperaat en onvoorspelbaar is. Maar Tabo kon nie wag nie. Nie wanneer elke sekonde wat verbygaan nalede in groter gevaar kon plaas nie. Volgens Nomsa se aanwysings het hy deur die dorpie gery tot by 'n grondpad wat na 'n afgeleë huis op 'n heuwel gelei het. Die huis was oud en vervalle met 'n verbleikte blou dak en verweerde mure. Dit het gelyk soos 'n plek uit 'n ander era, 'n oorblyfsel van 'n Suid-Afrika wat nie meer bestaan nie. Maar daar in die oprit het 'n wit Mercedes gestaan, dieselfde een wat die buurman in Ballito beskryf het. Tabo het sy motor 'n entjie weggeparkeer en versigtig nader gestap, sy hart wat in sy borskas gehamer het. Hy het geen plan gehad nie, geen strategie behalwe om sy dogter te vind en haar veilig uit te kry nie. Sy hand het oor die wapen in sy sak gevoel, maar hy het geweet hy sou dit net in die uiterste nood gebruik. Hy was nie 'n gewelddadige man nie. Toe hy naby die huis kom, kon hy stemme hoor, argumente wat van binne kom, ons kan nie hier bly nie. Die polisie sal ons vind. Dit was Lindiwe se stem, hoër en meer paniekerig as toe Tabo haar laas gesien het. Waar anders kan ons gaan? Dit was Ayanda, haar stem kil en beheerst selfs in hierdie krisis. Daar is wegversperrings oral. Elke lughawe en grenspos word dopgehou. Ons moet hier bly totdat ek 'n plan kan maak. En wat van die kind? Sy hou nie op huil nie. Gee vir haar nog van daardie stroop. Dit sal haar laat slaap. Tabo het gevoel hoe sy bloed kook. Hulle het nalede verdoof. Hy moes 'n manier kry om in te kom sonder om hulle te waarsku, sodat hulle nie met nalede kon vlug nie. Hy het om die huis geslyp op soek na 'n ander ingang. By die agterkant het hy 'n ou kombuisdeur gevind wat effens oop was. Stadig versigtig het hy dit oopgestoot en binne gestap. Die huis was donker en mif, gevul met ou meubels en die reuk van stof. Tabo het gestop om te luister, probeer bepaal waar die stemme vandaan kom. Hulle was nou sagter, maar steeds hoorbaar vanuit wat hy veronderstel het die woonkamer was. Hy het versigtig deur die kombuis beweeg, elke tree oorweeg om nie 'n geluid te maak nie. Toe hy by die deur kom wat na die woonkamer lei, het hy hulle gesien. Ayanda en Lindiwe het by 'n tafel gesit, besig om dokumente deur te kyk.
En daar, op 'n verweerde ou bank, het Naledi gelê, haar klein liggaam stil onder 'n deken, haar oë gesluit in 'n onnatuurlike slaap. Die aansig van sy dogter, so weerloos, het iets in Thabo gebreek. Sonder om verder te dink, het hy die kamer binne gestorm. "Wat het julle aan haar gedoen?" het hy geskree, sy oë wild van woede en vrees. Ayanda en Lindiwe het opgekyk, hulle gesigte vir 'n oomblik gevries in skok. Toe het Lindiwe vir die deur gehardloop, terwyl Ayanda haar posisie behou het, haar gesig wat verander in 'n masker van koue woede. "Hoe het jy ons gevind?" het sy gevra, haar stem onnatuurlik kalm. "Dit maak nie saak nie," het Thabo gesê, wat nader aan Naledi beweeg het sonder om sy oë van Ayanda af te haal. "Dis verby, Ayanda. Die polisie is op pad. Gee my dogter." Ayanda het gelag, bitter klank sonder humor. "Jou dogter? Sy was nooit regtig joune nie, Thabo. Nie regtig nie. Wanneer was jy ooit daar vir haar? Wanneer het jy ooit opofferings vir haar gemaak? Elke dag van my lewe het ek vir haar gewerk, vir haar toekoms gesorg," het Thabo gereageer, stadig nader aan Naledi beweeg. Sy hart het versnel toe hy sien hoe stadig sy asemhaal. "Werk is nie liefde nie, Thabo. Teenwoordigheid is liefde. Maar jy was nooit teenwoordig nie." Daar was 'n bitter waarheid in haar woorde wat Thabo nie kon ontken nie. Hy was te veel weg gewees, te besig met sy maatskappy, sy drome. Maar dit was nie die tyd vir selfondersoek nie. "Ek maak nou goed wat ek verbrou het," het hy gesê, nou langs Naledi se stil vorm. "Maar jy het haar doelbewus laat lei. Jy het haar uitgehonger, haar bang gemaak, haar afgekraak. Sy moes dissipline leer," het Ayanda gesê, haar oë koud. Thabo het sy dogter opgetel in sy arms, dankbaar om te voel hoe haar klein bors stadig op en af beweeg. Sy was lewendig. Dit was al wat saak gemaak het. "Ons gaan nou," het hy gesê, draai na die deur toe. "Nee," het Ayanda gesê, en toe Thabo omkyk, het hy gesien sy het 'n pistool in haar hand. "Niemand gaan ergens heen nie." Thabo het gevries, Naledi styf teen sy bors geklem. "Wat is jou plan, Ayanda? Gaan jy ons albei? En dan wat?" Iets het in Ayanda se oë verander, 'n flikkering van twyfel, van besef miskien, dat sy in 'n hoek was. "Ek wil net wegkom," het sy gesê. "Ek wil uit hierdie land uit, 'n nuwe begin maak. Met my dogter." Thabo se stem was ongelowend. "Nee." Ayanda se skouer het effens gesak. "Nie meer nie. Ek wil net weg. Die polisie is op pad, Ayanda. Dis verby." Die werklikheid van haar situasie het skynbaar uiteindelik tot haar deurgedring. Haar hand wat die wapen vashou het begin bewe. "Alles wat ek wou hê, was om deel van jou lewe te wees," het sy gefluister. "Om die vrou te wees wat jy raak sien, wat jy waardeer. Maar dit was altyd net werk of Naledi. Nooit ek nie." Terwyl sy gepraat het, het Thabo stadig na die deur toe beweeg, elke tree versigtig om nie Ayanda te ontstel nie. "So jy het my dogter uitgehonger om my aandag te kry," het hy gevra, sy stem nou sagter, meer gekontroleer, hoofsaaklik om haar aandag te hou terwyl hy na die deur beweeg het. "Ek wou haar net minder belangrik maak," het Ayanda gesê, haar stem vreemd klein. "Sodat jy my belangriker sou vind." Die patologie van haar denke het Thabo geskok. Maar daar was geen tyd om dit te verwerk nie. Hy het die voordeur bereik, Naledi veilig in sy arms. "Dis verby, Ayanda," het hy weer gesê, die woorde amper jammer. En toe, asof om sy woorde te bevestig, het sirenes in die verte begin huil. Die polisie het uiteindelik opgedaag. Ayanda het na die venster gekyk, haar gesig wat vreemd rustig geword het. Toe het sy die wapen neergesit op die tafel. "Ja," het sy gesê. "Dit is verby." 2 jaar later het Thabo by die venster van sy nuwe huis in Kaapstad gestaan, uitkyk oor die blou waters van die Atlantiese Oseaan. Hy kon Naledi in die tuin hoor lag terwyl sy saam met haar nuwe maats gespeel het, 'n helder, ongeïnhibeerde klank wat sy hart elke keer laat oplig het wanneer hy dit gehoor het. Soveel het verander sedert daardie verskriklike dag. Ayanda was verhoor en skuldig bevind aan kindermishandeling, ontvoering en verskeie ander aanklagte. Sy was tans in die gevangenis, waar sy 'n 3 jaar vonnis uitgedien het. Lindiwe het 'n ligter vonnis gekry vir haar rol, maar was steeds onder huisarrest. Die verhoor het nasionale aandag getrek, wat Thabo aanvanklik gevrees het.
Maar wat gebeur het, was onverwags 'n nasionale gesprek oor kindermishandeling, oor die tekens waarna volwassenes moes oplet, oor hoe mishandeling in alle sektore van die samelewing gebeur, selfs in die huise van die rykes en beroemdes. Thabo het besef dat hy 'n stem, 'n platform gehad het. En nadat die ergste verby was, het hy besluit om dit te gebruik. Die Zandile Molefe Stichting, vernoem na Naledi se ma, was gestig om kinders te help wat mishandel was. Dit het gratis regshulp, sielkundige ondersteuning en opvoedkundige programme vir ouers gebied. In 2 jaar het dit reeds dosyne gesinne gehelp, kinders gered uit situasies soortgelyk aan wat Naledi deurgemaak het. Thabo het sy maatskappy verkoop, wat hom toegelaat het om voltyds aan die stigting te werk en, belangriker nog, om voltyds 'n pa vir Naledi te wees. Hy het geleer dat geld en sukses betekenisloos was sonder die vreugde van sy dogter se glimlag, die wonder van haar ontdekking van die wêreld. Terwyl hy daar gestaan het, het Naledi ingehardloop gekom, haar wange rooi van lag en opwinding. "Papa, kom kyk wat ons gebou het." Thabo het omgedraai en geglimlag, sy hart vol van 'n geluk wat hy nooit gedink het moontlik was nie. "Wys my, skattebol." Hand aan hand het hulle na die tuin gestap, waar Naledi en haar maats 'n ingewikkelde sandkasteel gebou het. Op 9 jaar oud was Naledi nou gesond, gelukkig en besig om te blom. Die trauma van haar verlede het littekens gelaat, ja, maar kinders was ongelooflik veerkragtig, soos Drinkosi hom herinner het. "Dis pragtig," het hy vir Naledi gesê, sy arm om haar skouers. "Net soos jy." Naledi het na hom opgekyk, haar oë vol vertroue en liefde wat hy eens amper verloor het. "Ek is bly ons is hier, papa. Ek is bly jy het my gevind." "Ek sal jou altyd vind," het hy gefluister, sy dogter styf vashou. "Altyd." Later daardie aand, nadat Naledi in die bed gesit is, het Thabo by sy lesenaar gesit en deur foto's gekyk van hoe ver hulle gekom het, vanaf daardie verskriklike nag toe hy haar deur die vulle sakke sien grawe het, tot nou. Die transformasie was merkwaardig. Die wêreld was vol verskriklike dinge, het hy besef. Mishandeling, verwaarlosing, wreedheid. Maar dit was ook vol van herstel, genesing en liefde. Van dapperheid in die gesig van trauma. Van tweede kanse en nuwe begin. Thabo het sy dagboek oopgemaak en begin skryf, soos hy elke aand gedoen het as deel van sy eie genesing. Vandag se inskrywing was eenvoudig. Vandag het Naledi gelag sonder om te kyk of dit oukei was. Sy het kos geneem sonder om te vra. Sy het my 'n drukkie gegee net omdat sy wou, nie omdat sy bang was nie. Vandag was 'n goeie dag. En dit, het hy besef, was die mees waardevolle soort sukses, nie die miljarde in sy bankrekening nie, nie die maatskappy wat hy gebou het nie, maar die vreugde en veiligheid van sy kind. Die wete dat sy nooit weer bang sou wees nie. Nooit weer honger nie. Nooit weer onseker of sy pa haar sou beskerm nie. Dit was die belofte wat hy aan homself gemaak het die nag toe hy haar gevind het, en dit was 'n belofte wat hy elke dag van sy lewe sou hou. Vimda Hysteria. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Thabo en Naledi julle diep geraak het. Ons het 'n spesiale afspeellys geskep met ewe aangrypende verhale wat julle aan die raai sal hou. Vind dit hier deur links te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om in te skryf op ons kanaal en die video te hou nie. Ons bring elke dag unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe ondersoek. Moenie ons toekomstige inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle in die kommentaar afdeling te sien.